Soos dit gelowiges betaam, skryf Paulus in Efesiërs 5 vers 3 tot 5, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierigaard is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Paulus gebruik die kontras tussen lig en duisternis om onderskeid te maak tussen die sondige wêreld waarvan sy eerste lesers voorheen deel was en die nuwe lewe in Christus. Dink terug aan hoofstuk 2 vers 1, daar stel hy dit nog sterker. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het, sê hy daar vir die nuwe Christene in sy gemeente. In hoofstuk 2 vers 4 tot 5 gaan hy voort, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. En dan sy opsomming in vers 10, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Paulus help ons baie hier in hoofstuk 5 deur sommer reguit en op die man af te praat. Hy noem voorbeelde van gedrag wat glad nie by God se kinders pas nie, wat deel is van die duisternis. Hy begin met wat die 83 vertaling ontug noem. Die nuwe direkte vertaling vertaal dit met onsedelikheid. Die Griekse woord daar is porneia, waaruit die moderne woord pornografie afgelei is. Porneia, sê die Woordeboek, is to engage in sexual immorality of any kind, often with the implication of prostitution. Paulus vul dit verder aan met die woorde onsedelikheid in enige vorm of allerlei onreinheid in die nuwe direkte vertaling. Hierdie opdrag sluit aan by die besluit van die apostels in Handelinge 15 vers 28 en 29. Hoewel die meeste kinders van die Here hierdie praktyke vermy, ek hoop hulle doen, is ek tog van mening dat die ander twee wat Paulus noem heeltemal te gemaklik onder baie Christene voorkom, en dit is geldgierigheid en vieslike taalgebruik. Grove, ligsinnige of vuil praatjies noem hy dit in vers 4. In die Nuwe Lewende Vertaling is dit vertaal met skurwe stories, ligsinnige praatjies en vulgêre grappe. Lees gerus ook Efesiërs 4 vers 29, waar Paulus ook hieroor gewaarsku het. Kinders van God behoort 'n afskeid te hê aan al hierdie praktyke van die duisternis. As dit deel was van jou ou mens, jou ou lewe, dan weet jy mos, dit is nou nie meer deel van jou nuwe lewe in Christus nie. Jy is nou een van Jesus se ligdraers. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons aanbid U, die lig wat na die wêreld toe gekom het en die duisternis verdryf het. Help ons om onder leiding van U Heilige Gees al hierdie duisternispraktyke te verafskie en elke dag soos getroue ligdraers ons lig laat skyn, U lig weerkaats in die wêreld. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.